Geagte gemeente van ons Here Jesus Christus, in afwagting op God se woord, kom ons na die Bybel toe en ons lees vanoggend vanuit die profeteboek Jesaja saam. Jesaja hoofstuk 55 en ons lees hiervan verse 1 tot 13. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die opskrif hierbo, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Jesaja 55 vers 1 tot en met 13. God se woord. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? En waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop. Terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai, en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uitjubel en juig, en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n sipres opskiet. In die plek van 'n dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Hier eindig die skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die evangelie hou die ewigheid. In die tyd van Jesus het Jesus veral gebruik gemaak van gelykenisse om die mense te leer. Met ander woorde, dit wat die mense in hulle gewone leefwêreld geken het, het die Here Jesus ingespan as 'n bekende om dit vir die mense te vertel en so dan vir hulle 'n les te leer. Iets vir hulle te vertel van die koninkryk van die hemel. En so ook is daar in die volksmond
baie maniere om sulke lesse oor te dra. En is daar nie net gelykenisse nie, maar is daar byvoorbeeld ook fabels. 'n Fabel is 'n verhaal waarin diere en plante en ander lewelose elemente menslike karaktereienskappe kry en deel word van 'n verhaal wat vertel word, 'n vertelling om aan die mense 'n les oor te dra. So is daar byvoorbeeld die fabel van die hond en die haas. Die hond het die haas gejaag, erg gejaag om hierdie haas te vang. Maar uiteindelik het die haas vir die hond weggehardloop. En die hond het maar net daar gestaan met 'n tong wat uithang, terwyl die mense vir hom lag. En toe sê die hond, maar nee, wag 'n bietjie. Ek het maar net gehardloop vir my volgende maaltyd. Maar hierdie haas het gehardloop vir sy lewe. Die les van hierdie vertelling, van hierdie fabel, is, ja, daar is deur die hond gehardloop om sy volgende maaltyd dalk te kan kry. Maar daardie volgende maaltyd sou daardie haas wees. En daarom het daardie haas gehardloop vir sy lewe. En dan is die fabel se betekenis dieper. Die hardloop, die wedloop van die ewige lewe. Ja, ons sien hoe ons mense deel is van 'n wedloop. Hoe ons mense hardloop. Hoe ons mense hulle besig hou met soveel dinge. Ons sien hoe die geskarrel van elke dag ons mense besig hou. Die sperdatums en die spertye. Alles om die leertjie van sogenaamde sukses te kan klim. Of miskien sekerlik dalk om maar net die rekeninge te kan betaal. Die hardloop vir die volgende maaltyd. Of die hardloop vir die lewe. En dan kom dit in ons geleesde gedeelte ook so ironies, soos hierdie fabel se les. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? En waarom werk julle vir iets wat julle nie kan versadig nie? Met ander woorde, daar word gehardloop vir verkeerde dinge. Daar word deelgeneem aan 'n wedloop wat nie ewigheidswaarde het nie. En dan in ons teks so kosbaar, soos op 'n straatmark, 'n uitnodiging, 'n aanroep, kom almal wat dors het, kom na die waters toe. Kom koop en eet sonder om te betaal. Kom koop en eet wyn en melk sonder enige geld. Hoor jy daardie aanbod? Hierdie aanbod is oorspronklik gerig hier in Jesaja hoofstuk 55 aan die volk van God wat destyds in ballingskap binne in Babylonië was. Jesaja bestaan uit 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte, hoofstuk 1 tot 39, is voor die ballingskaptyd. In hierdie tyd word die volk gewaarsku: maak reg met die Here. Keer julle tot hom. Moenie die tempeldiens afskeep nie. Kom na hom toe, want sy straf kom. En dan vanaf hoofstuk 40 tot 55 Detro Jesaja, die tweede deel van Jesaja se boek, handel oor die volk binne in ballingskap. Ja, die Babyloniërs het Jerusalem laat val, die tempel platgevee. Die volk wou dit nie eer nie,
toe vat God dit weg. En hier in ballingskap verlang hulle na Jerusalem. Hulle verlang na die goeie ou dae. Soos die Psalm ook sê, daar by die riviere van Babel het ons verlang, soos die liedjie dit ook vertel. Hulle hinker na die goeie dae toe hulle vry was, toe hulle kon eet soos wat hulle wou daar in Jerusalem. Maar nou hier onder die Babiloniërs in ballingskap gaan dit swaar, gaan dit moeilik. Maar hulle bid, en hulle begin besef, en hulle verstaan al meer, maar ons het afgeskeep. En dan al nader na die laaste deel van die Jesaja boek, Trito Jesaja, Jesaja 56 tot 66, die laaste boek van Jesaja, wat handel oor die naballingskap tydperk, toe die volk vrygemaak is, en die Here dus sy woord gehou het, om hulle te sê, ek sal julle vrymaak. Dit sal weer met julle beter gaan. En dan nou hier, net voor die vrylating, die hoogtepunt, nou maar kom dan. Kom na my toe. Die uitnodiging weer klink. Die uitnodiging sê, luister aandagtig na wat ek vir jou sê. Sodat jy kan eet wat goed is. En dat jy versadig kan word. En dis dan 'n geestelike versadiging. Met net die beste wat daar is. Al wat die honger stil maak. Al wat die behoefte en die soeke na iets anders kan stil. Kom na my toe. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. 'n Uitnodiging wat in die opskrif vir ons al gestel word. Ek wil met julle, volk in verdrukking, volk in ballingskap, mens met wie dit swaar gaan, ek wil met jou 'n ewige verbond sluit. Broers en susters, as ons die woord verbond hoor, dan moet dit ons so toevou in die warm versorgende liefde van God, want dit is wat dit beteken. Die woord verbond loop saam met genade. Dat God na Abraham toe kom en vir Abraham sê, ek wil jou God wees. God wat die inisiatief neem, wat na jou toe kom en vir jou sê, jy is kosbaar. Ek wil jou God wees en ek gaan jou seën met baie. So baie soos die sand van die see en die sterre van die hemel sal jou nageslag wees. Die volke sal nie teen jou bestand kan wees nie. Ek sal vir jou 'n land gee, die beloofde land. Maar Abraham, jy moet my volk wees. In hierdie verhouding wil God met sy mense wees. Dis die verbond. Dis gratis om God se kind te wees. Hy gee alles. Ons moet net sy volk wees. Ons moet net in dankbaarheid en in liefde daarop antwoord en daarop reageer. Daardie verbond wat die teken in die Ou Testament was van genade, dat daardie klein Israeliet al op die 8ste dag, of eintlik so gou as die 8ste dag, van sy lewe besny is, 'n teken van geen verdienste, 'n teken van genade. Daardie besnydenis, jy's deel van my volk. Jy kom in hierdie geloofsgemeenskap in. Dan lees ons in die Nuwe Testament dat dit in Christus verander het. Juis omdat Jesus se bloed ons in die koninkryk inbring. Juis omdat Jesus se bloed ons in die verbondsvolk inbring van die nuwe verhouding, van die Nuwe Testament met God, is die nuwe teken die doop. Maar hier nog in Jesaja, in die tyd van die Ou Testament, maak God hulle gedagtes oop. En hy sê vir hulle, daardie verbond wil ek opnuut met julle sluit. Want hy geld al van Abraham af. Hy geld nou nog.
God se woord staan vas. Sy beloftes is ewig. Dis hoekom ons ook nie laat herdoop nie. Want ons fokus nie op ons aksie nie. Ons fokus op daardie eenmalige verbond van God wat gesê het, maar jy is myne. Selfs al stap jy weg van my, selfs al maak jy 'n draai in Babel, daardie verbond van my staan. Ek wil aan jou liefde bewys, soos wat ek dit bewys het aan Dawid. En dadelik moes hierdie volk wat onthou en wat gesien het, wat God vir Dawid beteken, eintlik met hoendervleis sekerlik daar gestaan het. Want hoe goed het God nie na Dawid omgesien nie. Van sy jong dae af, daardie gevaarlike leeu en beer, wat sy pa se kudde uitmekaar uit wou skeer, het God hom beskerm. God se trou het gegeld. En toe Saul in afguns na Dawid kyk en hom uit die pad uit wou vee, was God se hand oor Dawid. Elke keer as Dawid maar daar op die harp kom speel het, en Saul daar die werpspies gooi, het God vir Dawid bewaar. En ook toe Absalom, Dawid se seun, sy pa om die lewe wou bring, om die kroon, met ander woorde, die koning van Israel te kan word, van sy pa af weg te neem, het die Here na Dawid omgesien. En hy onthou ook met Goliat, toe almal in bewing daar staan, al die soldate, het God Dawid in sy hand gehou, en daardie klippie wat uit die slingervel uitgetrek het, geseën en op koers gehou, sodat die oorwinning vir Israel kon plaasvind, tot eer van die Here. Ek wil met julle handel, sê God vir die volk, soos wat ek dit met Dawid gedoen het. Ek wil my troue liefde aan julle betoon. Ja, ek het hom, en so staan dit daar in ons geleesde gedeelte, die gebieder van volke gemaak, die regeerder van nasies. Ek het hom my getuie gemaak. Hoekom het God hom so geseën? Hoekom seën God sy mense? Want God wil hê die ander mense moet in ons sien hoe die lig uit ons skyn. God wil hê dat die ander mense in ons optrede sal sien, dis hoe die mense van die lig daarna uitsien. Ten spyte van dieselfde juk wat ons met die wêreldlinge deel, wil God juis hê ons moet anders wees. Wil hy hê in ons moet daar 'n getuienis wees. 'n Getuienis wat vas staan, sodat ander kan sien, so is dit as jy God se kind en God se volk is. En daarom word die volk in ons geleesde gedeelte nou opgeroep dat dit hulle moet wees wat dieselfde rol moet speel as wat Dawid gespeel het. Daar staan, nou sal julle die nasies ontbied. Mense wat julle nie ken nie, sal na julle toe hardloop. Ja, nasies wat jy nie geken het nie, sal na jou toe kom. Die mense sal in die volk van God se leefwyse en in die volk van God se deursettingsvermoë en volharding sien, dat daar by hulle iets anders is. Dat daar by hulle 'n kragtige werksaamigheid is, wat nie van hierdie wêreld is nie. Die getuienis tot eer van die Here. En daarom sê die Here vir hulle, hierdie dinge is vir julle, maar julle moet nou regmaak. En hy sê vir hulle, vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Al het dit hier op die einde van die ballingskap dalk vir die volk gevoel, maar God hoor ons nie meer nie. God sien my nie raak nie. Hy weet nie waarmee ek worstel nie, hy verstaan nie my situasie nie. Ek het dit al hoeveel keer
voor sy troon neergelê. Sê die Here vir hulle, ek is nog naby. Julle moet net vra. Julle moet my oproep terwyl ek nog hier is. En hy sê vir hulle, julle moet regmaak. Julle moet verander. En die woord bekering word gebruik, want hy sê vir hulle, in julle eie geleedere moet die goddeloses ophou om daardie verkeerde pad te loop. Die slegte mense moet van hulle slegte planne afstand doen. Hulle moet hulle bekeer. En dan die wonderlike goeie nuus, want God is genadig. Hy is die God van die verbond. Sy liefde is groter as ons skuld. Sy trou is groter as ons skande. Ja, bekeer julle tot ons God, sê die geleesde gedeelte, want hy vergewe altyd weer. Daardie pa wat telkens van vooraf die kind terugneem in die huis, onvoorwaardelik, al het die verlore seun die pad in Babylon gaan loop, as hy terugkom dan sê die pa, slag nou daardie vetgemaakte kalf. So is die liefde van God, en so sien dit daarna uit in die verbond. Dis vir ons amper te veel om te verstaan. Dis vir ons te moeilik om dit regtig te deurgrond, en daarom sê die Here vir hulle, maar onthou, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My optrede is nie julle optrede nie. En soos wat ons dit ook gesing het, dis hoër as die hemel. My optrede en my gedagtes. Sê die Here, verrys bo die hemelruim uit. Ek en jy kan hom maar net vertrou. Want hy is die een wat sorg. Soos wat hy sneeu en reën op hierdie aarde laat val, en dit dan weer 'n oes bring van vrug, so gee hy elke keer sy sorg en sy seën aan die mensdom. En vergelyk God dit dan ook met sy woord, met hierdie oproep, met hierdie aanbod, kom na my toe. Hy vergelyk dit hoe hy reën gee en hoe hy sorg sodat daar 'n oes kan wees, met sy woord as hy sê, maar so gee ek dan nou ook hierdie oproep, hierdie woord. En weet julle, dit sal nie onverrigte sake terugkeer nie. Met ander woorde, God verwag 'n oes. God weet, sy gees sal sekeres roep, soos wat hy dit in sy almag besluit het. Hy sal sekeres roep om te verander, om te vernuwe, om te weet dat hulle die nuwe lewe in Jesus Christus het. Hy sê vir hulle, die uittrek uit Babel gaan vol blydskap wees. Vreugde en blydskap word gemeld. En dan ook soos in 'n fabel, die bome gaan hande klap. Die heuwels en die berge gaan sing, gaan jubel, as ek kom om my volk te kom haal. En dan word dit in ons geleesde gedeelte, sê die slim ouens, eskatologies. Dit beteken hemels. Dan word hier 'n paradys geteken. Dan word hier 'n Utopia voorgestel. Want daardie dorings en dussels wat gekom het met die sondeval, toe die mens teen God gekies het, gaan verander. In die plek van daardie doringbos kom daar 'n sipresboom. 'n Sipresboom in die Bybel is simbolies van reinheid, van die geestelike deugde, simbolies van heiligheid. Sy reuk is gebruik in aroma om heiligheid tot stand te bring. Daardie sipresboom is simbolies van 'n lang lewe, die ewige lewe. Daarom verstaan ons dalk ook hoekom hulle in die ou dae altyd by die begrafplase sipresbome geplant het. Simbolies van die ewige lewe. En net so ook die mirteboom. Simbolies van 'n fees
'n ewige fees, ewig vry van Babel, losgelaat uit die ballingskap, in die hemel veilig by die Here. En dan sê die Here, en dit is so kosbaar, want net soos wat hy vir Dawid gebruik het om sy getuie te wees tot sy eer, sê hy hierdie dinge sal gebeur om sy eer te laat geld. Dis tot die Here se eer. Hy soek ons redding vir sy eer. Hy sê, en dis 'n blywende teken wat nie vernietig kan word nie. Nes die doop. Dit staan vas. As jy moedeloos en moeg is, as jy gedaan en op is, as daar nie meer 'n uitkoms is nie, as die deure toe is en die slotte gesluit, onthou, soos Luther dit onthou het, toe dit swaar gegaan het, ek is gedoop. Ons moet onsself ondersoek. Ons moet vra, waarvoor hardloop ons? Is ons die hond of is ons die haas? Hou ons so besig met die wêreldse dinge of met die dinge van die ewigheid? So baie kom die uitnodiging, kom, wees betrokke, wees deel, kom na my toe, gee jou deel, doen jou gawes mee. Ons hoor daardie aanbod so baie. Maar telkens moet ons die hartseer sien van hoe die resies vir die wêreld gehardloop word. Hoe die hond die hardloopwerk doen. Al meer is Sondag in gedrang. Ons hoor so baie van die kompetisie wat die kerk het met die wêreld. Hierdie resies. Sondag word nou al meer ook deur sportsoorte van die skole gebruik. En ons kinders moet daar wees. Vir wie hardloop ons nou? So word die resies, wat maar net die rotresies is, gehardloop en gehardloop, terwyl ons die eintlike wedloop mis. Ons moet onthou, ons word telkens geroep om vanuit hierdie rotresies te kom en om werklik waar gevul te word met dit wat versadig. Om werklik waar deel te wees van dit wat nie tydelik is nie, maar wat ewigheidswaarde het. Ons word geroep om deel te neem vir die Here. Die geloofswedloop, daardie wedloop waarvan die prys, die ewige en die onverganklike oorwinnaarskroon is. Dink 'n mens onwillekeurig aan Matteus 16 vers 26. En wat sal dit dan 'n mens ook baat, as hy die hele wêreld as wins verkry het, maar sy lewe het hy verloor? Die hond het gehardloop vir sy volgende maaltyd, maar die haas het gehardloop vir sy lewe. Amen. Broers en susters, kom ons bid saam. Getroue Heer, dankie. Dankie vir die grootste aanbod, dat dit uitgeroep word en weer klink in die strate en op die markplein. Dat hierdie aanbod, o Here, aan ons gemaak word, sonder verdienste, sonder betaling, met leë sak, is ons aanvaarbaar. Vader, dit is die verbond van liefde, dit wat elke keer aan ons gebring word, die aanbod wat bly staan. Seën ons, o God, maak ons ore oop, maar bovenal ons harte, om hierdie aanbod werklik waar aan te neem. Dit maak ons los van 'n resies
na die tydelike, die gejaag, die gespartel, die gesukkel, die moegheid, die moedeloosheid. Dit maak ons vry om te weet, maar ons is aanvaarbaar in Jesus Christus. U liefde geld vir altyd en ewig. Gee dat ons sal hoor, Heer, sodat ons kan opstaan. Gee dat ons kan hoor en kan sorg dat ons in die regte baan ons energie verbrand. Gee dat ons sal hoor, dat ons sal weet, dat ons tog net sal deelneem aan die korrekte wedloop. Dat ons sal hardloop vir die lewe. Dat ons sal hardloop om daardie onverganklike oorwinnaarskroon te kan ontvang. Maak dit vir ons moontlik, Heer, deur u genade en u barmhartigheid wat bly geld. Gee dat ons sal hoor en dat ons sal sê, hier is ek, Here. Hier is ek gereed om daardie hoëre dinge, die dinge van u, werklik waar teen die bors te dra. Ja, maak van ons fakkeldraers, dat die wedloop wat ons hardloop vir die wêreld sigbaar sal word op grond van u liefde, ook vir hulle om hulle te laat sien. Maar u is goed. Maak ons waardige getuies, dat hulle in ons handel en wandel u sal sien en sal besef dat die doring en die dissel se dae getel is. Dat u die oorwinnaar is. En dat u dit alles vir ons wil gee. Dat u ons roep om werklik waar verlossing te kan beleef. Maar ons erken, Heer, ons is geneig dat soos wat die gravitasiekrag van hierdie planeet ons aftrek, ons ook elke keer wil ploeter in die modder. Dat ons so geneig is om die ander wedloop te wil hardloop. Maak ons hiervan vry. Maak ons diensbaar. Maak ons bereidwillig. Maak ons bekwam. Maak ons nuut, soos wat ons dit ook sien in die lente daar buite. Laat die groen spruite ons daaraan herinner. U maak met ons 'n nuwe begin. Die uitnodiging staan. Kom na my toe. Seën hulle dan, Here, wat ook vandag hulle hand opgesteek het en ja gesê het. Gee dat hulle in hierdie wedloop u nabyheid en onderskraging sal beleef, sodat hulle end uit kan volhou. En so u naam sal eer, dat dit vas sal staan, dat hulle aan u behoort. Ons dra mos die teken. Ons is u volk. Dit staan vas. Amen. Ontvang die seën van die Here en beleef sy vrede. Die genade van God, onsse Vader, die liefde wat ons ontvang in Christus Jesus en die nabyheid en die troos van die Heilige Gees bly by die kerk van die Here. Amen.